twee skrifgedeeltes in die woord. Een gaan ek vir julle gee vir huiswerk. Want dan gaan nie die hele gedeelte lees nie, is bietjie baie om te lees vanmôre, so jy kan by die huis gaan lees as jy heeltemal agter die hele storie wil kom. So jou huiswerk se skriflesing sal wees 2 Samuel hoofstuk 16 tot hoofstuk 18. 2 Samuel hoofstuk 16 tot 18. Jy kan eintlik lees van hoofstuk 15 af, maar 2 Samuel 16 tot 18 hoofsaaklik. Dit gaan jou huiswerk wees. Maar ek wil hê vanmôre jy moet jou Bybel vir my ooppak in Psalms hoofstuk 3, Psalm 3. En dit gaan ons skriflesing vir vanmôre wees. Nou, ek gaan later van tyd sal ek so 'n bietjie hier en daar. Ek gaan baie skrif vandag ook aanhaal. Hier in 2 Samuel 16 tot 18 kry ons die verhaal of die gedeelte van waar Dawid se seun Absalom hom wou vervolg. Dawid se seun Absalom wou Dawid se koningskap oorgevat het en Dawid moes gevlug het vir sy lewe want Absalom wou hom om die lewe gebring het. En hulle het raad gehou om Dawid om die lewe te bring. En ek meen, dit moet nogal 'n baie erge saak wees as jou eie kinders, jou eie kind, jou om die lewe wil bring om jou koningskap te kry. En Dawid het toe gevlug vir Absalom, en baie van die psalms wat Dawid geskryf het onder andere, was in die tydperk gewees waar hy gevlug het vir Absalom. En waar hy weggekry het vir Absalom. En Absalom het eintlik tot 'n baie tragiese einde gekom. En maar ek wil vanmôre fokus, ons gaan later 'n bietjie praat oor die einde van Absalom, wat met hom gebeur het, want dit is deel van die hele storie vanmôre. Maar ek wil eintlik vanmôre 'n bietjie 'n dieper liggende boodskap bring. En ek dink dit is 'n boodskap wat van toepassing gaan wees op elke liewe mens. As dit nog nie in jou lewe van toepassing was op jou nie, of is op jou nie, weet ek in die toekoms sal dit wees. Want ek dink elkeen van ons sal onsself al op so 'n plek bevind het. En ek wil vanmôre, as ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, wil ek dit noem as Absalom jou wil verwoes. As Absalom jou wil verwoes. En ek wil hê jy moet vanmôre baie mooi luister, want hier is tog 'n geestelike nadraai in hierdie gedeelte, wat van toepassing is op my en op jou vandag. En ons gaan lees daarso in Psalms hoofstuk 3, vanaf vers 1 tot en met vers 9. En ek wil hê jy moet mooi luister wat Dawid hierso skryf. 'n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Maar U, Here, is 'n skild wat my beskud, my eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir die 10.000 van mense rondom teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my God, want U het al my vyande op die kakebeen geslaan. U het die tande van die goddelose stukkend gebreek. Die heil behoort aan die Here. Laat U seën wees oor die volk. Ek wil hê ons moet daai gedeelte weer gaan lees. En ek wil hê jy moet pertinent oplet wat Dawid hierso sê. Hy begin in die eerste gedeelte en hy verduidelik vir ons hoe hierdie magte mense teen hom opgestaan het en hoe sy vyande vermenigvuldig as gevolg van die invloed van Absalom. En hoe hy eintlik geen plek het om heen te vlug nie, dat hy eintlik niks aan hierdie saak kan doen nie. Laat hulle self so erg teen hom kom, dat hulle sal sê, selfs die Here kan hom nie help nie. Dit is, ek wil hê julle moet hierdie prentjie kyk van hoe Absalom uitgegaan het, wat sy plan was om Dawid te verwoes, dat daar gesê was, selfs die Here sal hom nie eens kan red nie. Was jy al so aangeval, wat jy ook al gedink het, selfs nie oor God kan my hieruit red nie. En dis waaroor ek vanmôre wil praat. 'n Psalm van Dawid toe hy gevlug het vir sy seun Absalom. O Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Dan sê hy, maar U, Here, is 'n skild wat my beskud, my eer en die een wat my hoof ophef.
Luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Merk vir daai vers, ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. En ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10,000 van mense wat rondom my teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God, want U het al my vyande op die kakebeen geslaan, het die tande van die goddelose stukken gebreek. Die heil behoort aan die Here, laat U seën wees oor U volk. Was jy al gevoel in jou lewe, of het jy al hierdie gevoel in die lewe gehad, waar het gevoel is, of gevoel het, dat jy word gejag? Waar jy nie meer voel jy leef nie, jy voel jy vlug. Jy voel jy hardloop, jy voel jy word wakker in die oggend en jy's benoud. Jy's net bedruk, jy's benoud, jy's beangs. Jou gedagtes hardloop jou vooruit. Jou liggaam is gespanne. Jy is in hierdie diepe spanning en in hierdie diepe bekommernis en daar sit iets in jou, hierdie gedagte of hierdie gevoel vir jou van jy word gejag. Jou lewe word gejag. Dit is asof jy gejaag word en niks kan jou daaruit red nie. Het jy al wakker geword en so beangs gevoel en so benoud gevoel dat die sweet jou aftap, dat jy voel daar is vir my geen wegkomkans nie, daar is vir my geen hoop nie, daar is vir my geen plek waar ek heen kan vlug nie. Nie net noodwendig deur mense wat jou jag nie, maar deur omstandighede, iets waar jy geen beheer het nie, iets waarop jy kan niks aan daardie saak doen nie, jy kan niks aan dit doen om dit reg te maak nie. Dit is iets wat jou jag, dit is iets wat jou wil vernietig, wat jou wil verwoes, en daar's niks, geen uit jou eie krag uit, hoe jy dit kan hanteer nie. Ek dink, so wat ek net gesê het, as jy nog nie so iets beleef het in die lewe nie, elke mens, dink ek, gaan op 'n plek kom waar hulle so iets sal beleef. En hier gee die Bybel vir ons 'n verhaal, wat hierdie ding ook in 'n mate aanspreek, want hierdie preek wat ek vanmôre ook wil gee, of hierdie boodskap wat ek vanmôre wil bring, is nie vir mense ek wil eintlik sê, is vir mense wat moeg is, wat daai stryd beleef. Dit is nie vir mense wat opstandig is teenoor die Here, of wat ongelowig is, of wat, dit is bedoel vir mense wat net moeg is, wat net op 'n plek staan waar hulle voel hulle vlug, hulle voel dat hulle gejag word, hulle is moeg, hulle is geestelik moeg, en daar's 'n verskil, want in baie sulke gevalle sal mense sê, ja, jy is ongelowig, of jy het nie geloof nie, en dit is nie die ding nie, dit is, ek hoop ek kan sin maak wat ek probeer sê, ek praat met iemand wat net kan voel, Here, dit sê, ek is nie ongelowig nie, ek is nie opstandig nie, ek is nie, dit is net, my lewe word gejaag. En hier kan ons die skriflesing van 2 Samuel hoofstuk 16 tot 18, wat julle by die huis kan gelees, dit is julle huiswerk, ek gaan nou nie saam lees, want dit is 'n baie lang gedeelte, wat praat van Absalom, hoe hy beraadslag het met sy manne om Dawid om die lewe te bring, en hoe Dawid gevlug het, en hoe die Here die saak hanteer het, en hoe die Here vir Dawid gestry het. En ek wil vanmôre dit so 'n bietjie vergeestelik om vir jou te sê, Absalom, ek wil bietjie uit hierdie perspektief van Absalom, of dat Dawid so gejag het, wil ek dit so 'n bietjie draai en vir jou sê, bietjie vergeestelik sê, ek wil vanmôre kyk na Absalom as meer as 'n persoon. Ek wil gaan kyk na Absalom as 'n geestelike beeld, as 'n beeld van hierdie jagter, van hierdie situasie, hierdie omstandighede in jou lewe, wat jou Absalom is, jou Absalom wat jou jaag, jou situasie, jou omstandighede waarin jy jouself bevind. En ons kry hierdie geval van Absalom wat vir Dawid jaag, en hoe Dawid moes vlug vir sy lewe. En ek kan vir myself indink, hoe moes Dawid gevoel het, dat sy eie seun om die lewe wou bring. En
So ek wil praat oor Absalom as basies enige iets wat opstaan om jou te verwoes. Enige iets wat opstaan om jou te jag. Enige iets wat opstaan om jou te bring om in daai benoudheid, in daai angs, in daai vreesbevangendheid te wees. En dit is nie net noodwendig in jou liggaam wat jy aangeval word nie, maar ook jou innerlike lewe, ook jou geestelike lewe, ook jou geloofslewe. En as ons gaan kyk wat se Absalom ons kan praat, jy weet wat die Absalom in jou lewe is, maar dit kan verskillende goed wees. Dit kan angs wees wat jou liggaam net heeltemal uitmekaar uitruk. Dit kan finansiële druk wees. Dit kan slapelose nagte wees oor dinge waaroor jy bekommerd is. Dit kan depressie wees wat jou hoop stil maak. Dit kan siekte wees wat al jou krag opvreet. Dit kan die gedagte wees van ek gaan dit nie maak nie, ek kan dit nie maak nie, daar is nie vir my hoop nie, daar is nie vir my uitkoms nie, dit is verby met my, daar is nie vir my hulp nie. Ek kan niks doen om hierdie situasie te red nie. En ek dink as jy eerlik moet wees, as jy op so 'n plek kom, as jy op so 'n plek staan, dan voel dit nogal vir jou, Here, waarheen vlug ek? Ek kan nie vlug nie, ek word gejag, maar waarheen vlug ek? Ek kan nie, dit is maklik om te sê ek moet geloof hê, dit is maklik om te sê ek moet staan bly, dit is maklik om te sê moenie daaroor bekommerd wees nie. Maar dit voel vir my, Here, as Absalom my gaan vang, is dit klaar met my. Daar is nie vir my hoop nie. En kom ons kyk 'n bietjie eerstens na Dawid se vlug. Wat dit regtig beteken om gejaag te word. En dan kyk ons bietjie na die 3 areas waar daai aanval geloods word. Die eerste aanval word geloods emosioneel. En wat is emosionele aanval? Dis waar jou siel aangeval word. Jou wil, jou intellek en jou emosie. Wanneer jou siel onderdruk is, wanneer jy emosioneel onderdruk is, jou wil, jou intellek, jou emosie, jy kan nie logies dink nie, jy is emosioneel. Jy het nie meer die wil om te leef nie, nie meer die wil om aan te gaan nie, nie meer die wil om op te staan nie. En terwyl Dawid vlug, daar in Psalm 3, beskryf hy eintlik sy innerlike toestand. En dis nogal interessant wat Dawid sê. En ek meen, Dawid, sê die Bybel vir ons, is 'n man na God se hart. Ek meen, Dawid, wat interessant is, hy verslaan, as ons kyk na Dawid se lewe, Dawid het 'n rekord gehad van vyande wat hom wou verwoes, en waardeur hy die oorhand gekry het. Ek meen, dink aan Goliat, ek meen, dis die mees bekendste een van Dawid, maar gaan kyk ook na die ander oorloë wat Dawid gevoer het, en daar was soveel vyande wat Dawid gehad het, maar tog het hy deur almal deurgekom, maar in hierdie geval skryf hy daarso, hy sê daarso in vers 2, O Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig? Baie staan teen my op. Here, wat het ek aan hulle gedoen? Ewe skielik kry ek vyande van kant af, wat ek eers geweet het ek vyande het nie. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Jy sien, hierdie aanvalle word so erg, hierdie teenstanders word so erg, daar is selfs gesê, weet jy wat, nie eens die Here gaan jou uit hierdie situasie uit kan help nie. Ons is so teen, en nie eens die Here sê jou kan help nie. En dis hoe ons baie male voel, Here, hierdie situasie waarin ek myself bevind, nie eers die Here kan my hieruit help nie. Ons voel baie male so. En weet jy wat is my interessant van dit alles? Hier is Dawid wat so sê, dis Dawid wat so voel. Ek meen, hy ontken dit nie, dis nie 'n ontkenning van, ag, dis Absalom by Seem, nee man, hy sal niks aan my doen, of, hy erken die aanval, daar's die ding van, Here, ek is reg, hy's verkeerd, jy weet, daar's niks van hierdie redenasies, jy sê van, Here, my teenstanders vermenigvuldig teen my. En hy sê rou en hy sê eerlik, en hulle sê nie eers, U sal my kan red nie, Here. Hoeveel keer het jy al gevoel in jou lewe, kry jy situasies, waar jy nie eers weet, sal die Here my uit hierdie situasie uit kan red nie. Weet jy wat, en wat is my interessant van hierdie hele gedeelte is, God is nie geskok deur Dawid se woorde nie. Die Here wat nie vir hom sê, "Haai Dawid, weet jy wat, waar is jou geloof, Dawid?" Weet jy wat is vir my eintlik die ding?
God verstaan ook die mens. Alhoewel Dawid so emosioneel oorweldig gevoel het en hy was emosioneel so gedryf, het dit nie beteken hy het geval nie, het dit nie beteken hy het verloor nie, het dit nie beteken hy het ongeloof gehad nie. Dit net beteken hy is 'n mens. Hy is 'n normale mens. En God weet dat jy soms op 'n plek kom waar jy net soos Dawid voel. Waar ek jou kan sê, Here, ek weet nie, ek is doodsbenoud. En weet jy wat is my interessant? Selfs Jesus, toe hy in die tuin van Getsemane was, het hy doodsbenoud en beangs geword. Jesus, het so beangs en benoud geword, dat sy sweetdruppels bloed geword het. En gewoonlik wanneer 'n mens in daai so 'n situasie verkeer, wat is die eerste ding wat mense vir jou sal sê? Waar is jou geloof? Ek dink jy is dan 'n kind van die Here. Dink jy glo dan? Jy weet, dit is maklik om te praat as jy nog nie self in daai situasie was nie. En nou wil ek vir jou sê vandag, dis okay. God verstaan dit. Jy mag dalk voel, Here, ek voel soos 'n mislukking, want dit lyk asof ek U nie vertrou nie. Dit lyk asof ek U nie glo nie. Maar Here, ek sit in hierdie situasie en Here sê, dis okay, ek verstaan dit. Want jy's 'n mens. Maar weet jy, dan vra Dawid vir homself, in Psalm 42, daarom vers 6. En dis interessant wat hy dit sê, wat buig jy jou neer, o my siel, en is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Hoop op God, wat buig jy jou neer, my siel? Jy sien, Dawid kom tot homself en hy vra vir homself, hoekom? Wat buig jy jou neer? Hoekom is jy so emosioneel? Hoop op God. Jy sien, as jy een hoop het in jou lewe, en dit kan God wees, is jy op die regte en op die beste plek waar jy kan wees. Hoop op God. Hoekom is my siel so onrustig in my? Hoop op God. Want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. Jy sien, want hy is die een wat verlossing bring. Hy is die een wat my kan uitred. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, maak nie saak wat die omstandighede sê nie, maak nie saak wat ek selfs voel en beleef nie. As ek hoop kan hê op God, dis al wat ek nodig het. Hoop op God. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof. Jy sien, die dag wanneer jy op daai plek is en jy kan nog steeds God loof, dit is wanneer die Here sal kom. En dit is wanneer hy jou siel aanraak, dis wanneer hy jou vertroos, dis wanneer hy jou krag gee, dis wanneer hy jou versterk, wanneer jy in daai toestand die Here kan loof. Sê, Here, my hoop is in U, want U is my verlossing. Jy sien, dis die eerste plek van aanval, is emosioneel. En dis waar ek en jy moet kom, wanneer ek en jy daai emosionele aanval beleef. Of vir onsself te sê, wat buig jy oor jou neer, my siel? Hoekom is jy so onrustig? Hoop op God. Jy sien, die Here sal my deurdra, die Here sal vir my veg, die Here sal my vashou, die Here sal my nie los nie. Sy woord sê, hy is my skild en my panser. Die woord van die Here sê, in sy hande is ek veilig. Hy is my hoop, hy is my rots, hy is my vertroue. Hy is my banier. Jy sien, in die tweede aanvalsplek is vleeslik. Van wanneer jy in so 'n toestand verkeer, jou liggaam reageer snaaks. Ewe skielik, jy het hartkloppings, jy's paniek bevange, jy het die bewerasies, jy het 'n koue sweet, jy het slapelose nagte, jy's beangs, jy's benoud, jou bors trek toe, jy voel ongemaklik. En weet jy wat is interessant met Dawid? Hy vlug kaalvoet, ek meen, hy vlug so in der haas. Hy rus nie. Hy het geen rus nie, sy liggaam dra daai las.
Ek meen, hoe kan jy rus in so 'n situasie as jou lewe so gejaag word? Jy kry nie gerus nie, jy kry nie afgeskakel nie, jou brein werk oortyd, jou liggaam kom in 'n skokreaksie, jy reageer anderste. Jy kan nie rus nie, jy kan nie rustig raak nie. Jy's benoud, jy's beangs, jy's die heeltyd, jy's die heeltyd, ek weet nie hoe om dit eintlik vir jou te noem nie. Jy's besig die heeltyd, en hoor dit sê, daar's 'n baie sommer na Psalm 55 toe. Jy sien, hier kry ons iets nogal belangriks, dat vrees kan ook fisies voel. Vrees kan ons ook fisies beleef. En dit kan in ons liggaam manifesteer. So wat ek gesê het, is 'n gevoel van benoudheid. 'n Liggaam wat nie kan ontspan nie, hartklopings, angs, slaaploosheid, onrustigheid. En in Psalm 55 vanaf vers 1, hy sê, vir die musiekleier met snaarinstrumente, onderwysing van Dawid, o God, hoor my gebed en verberg nie vir my smeking nie. Luister na my en verhoor my, in my onrus dwaal ek rond en is verward. Weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose, want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand. My hart krimp in mekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval. Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my. Dit klink nie vir my, soos, maar ek meen, dis Dawid wat hier praat, dit klink nie vir my, soos die Dawid wat voor Goliat gestaan het, klink dit vir jou so? Jy sien, daar kom tye in 'n mens se lewe waar selfs die sterkste mens kan voel, Here, my hart krimp in mekaar, my binneste, die verskrikking van die dood het op my geval. Hoor wat hy skryf hier. Vrees en bewing kom oor my, angs oordek my. Jy sien, selfs in sy liggaam kon hy dit beleef het, daai spanning beleef het. En weet jy wat, dit is nie geloofsgebrek nie. Weet jy wat, dit is jou liggaam wat in survival mode gaan, as ek dit so kan noem. Dis jou liggaam wat in daai oorlewingsmetode ingaan, in daai survival mode wil ingaan. En jy voel so onrustig. En dis juist waar die derde aanval dan kom, en dit is waar dit 'n geestelike aanval word. Waar jou hoop aangeval word, dan onthou die heel eerste, het ons gesê, hoop op God. Van solank jy hoop kan hê in God, dit is wat vas bly staan, maar wat kom doen die vyand? Hy kom val jou aan ook so in jou liggaam, dat jy so beangs word, dat jou liggaam dit manifesteer, en eventueel, wat gebeur? Hy val jou hoop aan. En weet jy wat, dit is die grootste aanval wat geloods word. Is nie op jou liggaam nie, is nie op jou situasie nie, maar is op jou vertroue in God. Want dis wat die duiwel wil verwoes. As hy jou vertroue in die Here kan afbreek. Jy sien, en Dawid hoor daai stemme. Blaai saam weer terug op Psalm 3 toe. Dawid hoor daai stemme wat praat. Want jy sien, as die vyand jou kan kry om jou hoop in God te verloor, dan kan hy met jou maak wat hy wil. Hy kan oor jou loop, hy kan jou vernietig, hy kan steel, slag en verwoes. Want as jy nie hoop in God het, waar het jy anders te hoop? As jy nie vertroue in God het, waar gaan jou hulp vandaan kom? Jy sien, as jy hoop het, dan gaan jy daardeur kom. En hy weet dit. Maar as jy geen hoop het nie, dan weet hy kan jou verwoes. Jy sien, God is nie so hard op ons, dat hy nie verstaan waardeur ek en jy gaan nie. Hier Dawid, 'n man na God se hart, deur daai situasies gaan, deur daai angs, deur daai benoudheid, deur dit alles. Maar een ding het Dawid wat ons kan leer by hom. Alhoewel hy daai angs, daai benoudheid, daai alles gehad het. Hy sê dan Psalm 3, daar vers 2, o Here, hoe het my teenstanders vermenigvuldig, baie staan teen my op. Baie sê van my, daar is geen heil vir hom by God nie. Hulle sê, Here, nie eers U kan my help nie. Maar let op wat hy doen terwyl hy nog vlug.
terwyl hy nog op die vlug is, terwyl hy wegvlug vir Absalom. Hoor wat hy doen. Vers 4. Maar U, Here, is 'n skild wat my beskud. My eer en die een wat my hoof ophef. Luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak. Ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Hoor wat hy sê. Alhoewel hulle dit van my gesê het, alhoewel ek beangs was, alhoewel ek benoud was, alhoewel my liggaam in hierdie skok was, alhoewel ek so vreesbevange was, U, Here, is 'n skild vir my. Ek gee nie om, hulle sê, nie eers U kan my beskerm, nie eers U kan my red nie. Here, U is my skild. En omdat U my skild is, ek roep U aan, Here, en ek weet U verhoor my. Daarom, Here, kan ek gaan lê en kan ek aan die slaap gaan raak. Daarom hoef ek nie slaaplose rondrol en gestresse gespanne te wees nie, want ek het wakker geword, weer eens, want U ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10,000 van mense wat rondom my teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God, want U het al my vyande op die kakebeen geslaan. U het die tande van die goddelose stukken gebreek. Die heil behoort aan die Here. Laat U seën wees oor U volk. Jy sien, geloof beteken nie noodwendig dat jy veilig voel nie. Dat jy gerus voel nie. Dat jy geholpe voel nie. Geloof beteken jy hou vas terwyl jy vlug. Jy hou vas wie God is. Terwyl jy in daai noodsituasie verkeer, dit is waar jy aan God vasgryp. Waar jy gaan sê, ek gee nie om wat gebeur nie. Ek gee nie om wie teen my opstaan nie. Ek gee nie om wat die vyand beplan nie. Ek sal aan die Here vashou. Want jy sien, dis waar jy die Here vertrou. Dat hy die enigste plek is waar jy kan en sal kan skuil. Want daar is net een uitweg en dit is by die Here. Nou kom ons kyk 'n bietjie na wanneer jou Absalom, jou geliggaam, jou gedagtes so aanval. Wat kan ons doen? Jy sien, wanneer 'n mens ernstig angstig is, en so angstigheid beleef, soos ek het gesê het, is jou liggaam in 'n survival mode. En dis juist wanneer 'n mens nie mooi nugter dink nie, wanneer 'n mens nie mooi nugter redeneer oor dinge nie, wanneer hulle impulsief optree. En God weet en verstaan dit ook, dat ek en jy nie altyd nugter kan dink nie. Maar dit is waar God se genade inkom, om ons te help, dat ons nie onsself moet verloon, as ek dit so kan sê, verloor, in hierdie vlugstryd van ons nie. Want God wil ons herinner dat hy daar is vir ons, dat hy ons dra, dat hy ons krag gee, dat hy ons versterk. Hy wil ons herinner om te sê, maar ek is daar vir jou. En is juist in daai stryd waar jy voel, maar Here, ek kan nie bid nie, want hoe bid ek in so 'n situasie? Ek roep die Here aan, maar daar's net tye wat ek bid, Here, en daar kan nie woorde uitkom nie, want ek het nie woorde nie. En weet jy wat? Ek wil eintlik vir jou sê, dis eintlik 'n normale reaksie op die situasie op jy is. Want ons baie male dink ons, Here, ek kan nie bid nie. Ek sit in hierdie situasie, wat sê ek? Ek kan nie bid soos normaalweg nie. Ek weet nie wat om te sê nie. En weet jy wat, raai wat? God weet dit. God weet dit. Hy weet alles van jou. En weet jy wat, dit is juis
hoekom hy aan jou en aan my die Heilige Gees gegee het. In Romeine 8 vers 26 tot 28. Romeine 8 vers 26 tot 28 sê die woord van die Here, net so ook kom die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Julle is my interessant geweest van hy rower aan die kruis. Toe hy aan die kruis gehang het, hy het nie geweet wat om te sê nie. Hy het nie geweet wat om te bid nie. Hy het nie geweet hoe om te reageer nie. Wat het hy gesê? Here, dink aan my. As jy net kan sê, Here, dink aan my. Here, help my. Here, red my. Jy sien, dit is genoeg. Van die Heilige Gees weet wat die bedoeling van die Gees is. Weet jy wat is die wonderlike ding van God? In ons stryd wat ek en jy so beleef, in daai angs en doodsbenoudheid. Dis juis waar God weet, lang woorde en lang gebede is onnodig. Want God weet wat jy hom wil vra nog voordat jy hom vra. God weet wat jy nodig het nog voordat jy dit uiter. Here, ek weet nie hoe om te bid in hierdie situasie nie. Jy kan dit uitroep na hom. Want God sien en hoor deur die Heilige Gees wat in jou woon. En dis waar hy vir ons sê in die woord van Here in Psalm 50, daar in vers 15, roep my aan in die dag van benoudheid. Hoor dat hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Hy het gesê, kom gee gou 'n lang gebed. Kom doen gou 'n hele. Hy sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Ekskuus. Jy sien, wanneer jou gedagtes hardloop, ek wil vir jou sê, wanneer jy op daai stryd kom waar jy so onrustig is, waar jy so vrees en angs bevange is, waar jy nie weet wat om te doen nie, roep net die Here aan. En weet jy wat doen die vyand nog? Hy gebruik die aanvalle op jou gedagtes, want hy laat jou gedagtes loop. Het jy geweet, angs leef in môre? Dink gou 'n bietjie mooi daaraan. Angs leef in môre. Angs leef nie nou nie, leef in môre. Die vyand wil jou altyd herinner aan môre, of wat môre vir jou wag, of wat môre met jou gaan gebeur. Hy wil jou altyd herinner wat nog aan die kom is. Hy hou dit so voor jou, en hy lag vir jou in jou gesig. En hy sê vir jou, haha, dis klaar met jou. Kykie. Jy gaan môre nie maak nie, jy gaan môre nie sien nie. En die vyand wil vir jou die einde wys nog voordat enigiets plaasgevind het. Maar weet jy wat doen Jesus? Hy bring jou terug na vandag toe. Het is interessant in die woord, bring Jesus ons terug na vandag toe. Matteus 6 vers 34, en Matteus 6 praat Jesus oor die sorge van die lewe, ons sal dit net te lees, maar in vers 34 sê hy die volgende woorde, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel, elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Wat sê Jesus? Fokus op vandag, fokus op hier en nou. Ek wil eintlik in my woorde sê, take each day one day at a time. Jy sien, want dis wat die vyand doen. Die vyand wys vir jou môre. Die vyand wys vir jou wat tog kom. Die vyand wys vir jou, hey, dis wat ek vir jou beplan het. Dis wat vir jou in die toekoms is. Kyk, jy gaan dit nie maak nie. En dit het nog nie plaasgevind nie, maar hy hou dit voor jou.
En jy raak angsbevange en jy raak vreesbevange, want Here, hoe gaan ek dit maak? En die Here sê vir jou, kwel jou nie oor môre nie. Moet jou nie bekommer oor môre nie. Elke dag het sy eie kwaad. Môre sal oor sy eie dinge kwel. Jy sien, en dit is waar die Here sê, kom terug na die nou. Herinner dit jouself. Wat skryf hy in Psalm 23? Onder andere skryf Dawid Psalm 23 in hierdie tyd. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my neer lê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in spore van geregtigheid om sy ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadewee. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, die vertrous. Wie is interessant? Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadewee. Kom ek julle iets vertel van wat hy daar skryf. Dit het hy geskryf op pad dat hy gevlug het. Want die dal van doodskadewee, die Hinnom-vallei, is in Jerusalem, reg langs Jerusalem, waardeur hy sou gevlug het, weg van Absalom af. Here, al gaan ek deur 'n dal van doodskadewee, al vlug ek, al is ek op pad, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. Sien, my teenstanders staan en lag vir my, Here, U seën my. U dek hierdie tafel voor my, voor hulle aangesig. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Elke dag is 'n nuwe dag. En hanteer elke dag soos dit kom. Dit help jy, wil jy oor môre ontstel wat nog nie gebeur het nie, want dit gaan die situasie net vererger. Dit gaan vir jou nie die situasie vererger. Gaan jou slapelose nagte gee, dit gaan jou beangs maak, gaan jou benoud maak. Want weet jy wat, jy leef nou in die môre nie. En God is reeds in jou môre. Hy hou reeds die toekoms in sy hand. En elke dag sal hom wat kom, sal hom sy eie kwaad, sal hy dit hanteer. Jy sien, en dan die derde aanval waar hy loods is op ons liggame. Want wanneer ons deur sulke stryd gaan, en deur sulke angstye gaan, dryf ons onsself gewoonlik tot op die uiterste toe. Ons dryf onsself gewoonlik harder as wat ons eintlik moet. Ons kan nie slaap nie, ons kan nie eet nie, ons kan nie rus nie, ons kan nie rustig raak nie, ons kan nie vrede beleef nie, ons kan nie afskakel nie, ons breins werk oortyd. Ek weet nie van julle nie, maar my brein werk altyd oortyd. Maak nie saak wat gebeur, jy lê daar as rondrol, jy dink aan 10.000 goeders op een slag. Weet jy wat, die Here gee vir jou eintlik toestemming om te rus. Psalm 127, vers 1 en vers 2. Psalm 127, vers 1 en vers 2. Hy sê, 'n bedevaarslied van Salomo. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat opbly, brood van smarte eet. Kyk wat sê hy, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Jy sien, jy bekommer jou, en jy is beangs, en jy's bevrees. Jy bly wakker, en jy is bekommerd oor die goed. Die Here sê, ek seën my beminde terwyl hulle slaap. Jy kan rustig wees. Dink vir jou in, wat sê Psalm 91? Hy wat vernag in die skuilplek van die Allerhoogste. Hy wat daar in die skuilplek slaap, hy wat by die Here skuil, hy sal by hom vernag. Jy sien, God tree vir jou in terwyl jy slaap. God wil hê jy moet rustig wees. God wil hê jy moet nie beangs wees nie. Hy wil hê jy moet by hom rus vind. Kom na my toe, almal wat moeg en belas is, ek sal jou rus gee. Jy sien, om te rus beteken
Here, ek vertrou U. Ek vertrou U. Jy sien, daai rusteloosheid, dis waar ongeloof inkom, dis waar ongeloof bewerkstellig word, want in daai rusteloosheid, dis juist waar die vyand jou wil begin kry om te twyfel. Maar wanneer ek kan sê, Here, ek kies om in U vrede te rus. Here, U is in beheer, my situasie is in U hand. Jy sien, as ek dit kan besef, dan besef ek wat Jesus gesê het, maak vir my dan Matteus 6. Dan besef ek wat Jesus vir ons geteach het in Matteus 6. As ek op die punt kan kom waar ek kan sê, Here, ek gee my lewe in U hand, ek gee dit wat my jaag, Here, dit wat my omstandighede is, dit wat my situasie is, gaan ek in U hande plaas. En ek gaan U vertrou. Matteus 6 vanaf vers 25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe. Wat julle sal eet, wat julle sal drink nie, of vir julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Is die lewe nie meer as materialisme nie? Ons mis dit. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie bymekaar en skuur nie, tog voed julle hemelse Vader hulle. Is hulle baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om hom te kwel een el by sy lengte voeg? Wie van julle kan iets verander deur om daaroor te kwel? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hulle groei, hulle brein, hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomon al sy heerlikheid bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras in die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek, want na al hierdie dinge soek die heidene, want hulle hemelse Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Die Here sê vir jou, raak rustig by my. Raak rustig by my. I've got this. Jy's in my hand. Moenie beangs kyk na môre nie. Jy hoef nie vreesbevange en angsbevange te wees nie. Raak rustig in my vrede. Kom in my vrede. Kom in my rus. Ek antwoord terwyl jy slaap. Jy kan by my kom rustig raak. Ek sal jou bewaar. Maar weet jy wat is die keerpunt? As jy gelees in 2 Samuel 18, dis wat julle huiswerk is mos. Daar kom 'n keerpunt, want Absalom kan nie vir altyd jaag nie. Hoor mooi, Absalom kan nie vir altyd jaag nie. Daar kom 'n keerpunt. En dan gaan vir ons lees in 2 Samuel 18, daarvan in vers 9. En hoor wat gebeur met Absalom. En die dienaars van Dawid het Absalom onverwags aangetref, terwyl Absalom op 'n myl ry. Toe die myl onder die digte takke van 'n groot terpentynboom ingaan, het sy hoof in die terpentynboom vasgehaak, sodat hy tussen hemel en aarde bly hang het, terwyl die myl onder hom wegloop. Hier word Absalom vasgevang in 'n terpentynbos. Die een wat jaag, word gestop. Die alles wat jou jaag, het onbeperkte mag oor jou nie. Daar kom 'n oomblik waar God sal sê tot hiertoe en nie verder nie. En God trek die streep en sê, jy het genoeg gejaag tot hiertoe en nie verder nie. En Absalom se hare word vasgevang in 'n terpentynbos, die bonkie waarop hy geloop het, loop uit en hier hang Absalom in die bos. Nou wat gebeur toe? Hy hang aan daai bos magteloos. Vanaf vers 10. Toe die man dit sien, het hy aan Joab berig gebring en gesê, kyk, ek het Absalom aan 'n terpentynboom sien hang. En Joab sê vir die man wat hom die gerig gebring het, en as jy dit gesien het, waarom het jy hom dan nie teen die grond neergeslaan nie? Dan moet ek jou 10 silwerstukke en 1 gord gegee het. Maar die man sê vir Joab, al kon ek ook 1000 silwerstukke oor my hande weeg, ek sou my hand tog nie uitsteek teen die seun van die koning nie. Want die koning het u en Abisai en Itai voor ons oor bevel gegee en sê, julle wie dan ook moet vir die jongman Absalom sorg.
Of as ek vals teen sy lewe gehandel en niks tog bly vir die koning verborgen nie, dan sou u op sy gestaan het. Toe sê Joab, ek wil nie so by jou vertoef nie. En hy het 3 spiese in sy hand geneem en die in die hart van Absalom gesteek, terwyl hy nog lewendig was, binne in die terpentynboom. En die 10 jong manne wapendraers van Joab het nader gekom en Absalom doodgeslaan. Daarop blaas Joab op die ramshoring en al die manskappe het omgedraai en Israel nie meer agtervolg nie, want Joab het die manskappe teruggehou. Toe het hulle Absalom geneem en hom in 'n bos in 'n groot kuil gegooi en baie groot hoop klippe bo op hom gestapel, onderwyl die hele Israel elkeen na sy tent vlug. En Absalom het gedurende sy lewe die gedenksteen wat in die Koningsdal staan geneem en vir homself opgerig met die woorde, ek het geen seun om my naam in gedagtenis te hou nie. En hy het die gedenksteen as sy naam genoem en dit word vandag toe nog genoem, die gedenksteen van Absalom. Nou wat baie interessant is, vandag nog in Jerusalem, as jy staan in die Kidron-vallei, as jy al in Jerusalem was, dan sal jy sien, jy kan dit selfs van Google ook, as jy reg oorkant die Tempelberg, in die Kidron-vallei, net so links van die Tempelberg, op die Olyfberg, as jy nou hierdie kant van die Olyfberg staan, die Tempelberg is voor jou, die Kidron-vallei tussen jou, jy staan so by Getsemane, net so links op. Daarna by die Sirkel, na by die stad van Dawid, is daar so groot, dit lyk soos 'n groot gedenksteen, dit lyk amper soos hulle noem dit die graf van Absalom, maar dit is nie die graf van Absalom nie, dis die gedenksteen van Absalom, wat vandag nog staan, wat jy vandag nog kan sien, wat hiervan genoem word in die Bybel. Dit is interessant genoeg. Maar, en daai gedenksteen is 'n gedenksteen om te sê, en weet jy wat, elke keer as ek daai gedenksteen sien, dan herinner dit my aan die woorde, Absalom sal jou nie vir altyd jaag nie. Hy sal gestop word. Jy sien, hy word deurboor met 3 spiese. Nou Absalom se einde, hy hang aan 'n boom. Maar eintlik as ons bietjie gaan kyk, wil ek 'n bietjie terugtrek na ons toe, na die evangelie toe. Hy word deurboor met 3 spiese. Sy finale einde. Maar hierdie boom waarin hy gehang het, wys verder net as Absalom. Want die woord van die Here sê vir ons Galasiërs 3 vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe vir elkeen wat vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. Nou is die belofte van die Gees die geloof kan ontvang. Jy sien, dit is juis in die kruis waar Absalom, my en jou Absalom, sy mag verloor. Want dit is juis, Jesus het self gekies om Absalom vir ons te word. Hy het die sonde vir ons geword. Hy het self gekies om vir ons aan 'n hout te hang. En weet jy wat, selfs sy hoof was vasgevang in 'n doringbos. Want die woord van die Here sê vir ons in Johannes 19 vanaf vers 1, toe neem Pilatus dan vir Jesus en laat hom gesel, en die soldaat het 'n kroon van dorings geveg, en dit op sy hoof gesit, en 'n purperkleed op hom gewerp, en gesê, wees gegroet koning van die Jode. Absalom was ook beskou as die koning van die Jode. En hulle het hom in die aangesig geslaan. Jy sien, Jesus het my en jou sonde geword. Jesus het my en jou Absalom geword, dat Absalom my en jou nie meer kan jaag nie. En daardie dorings was 'n teken van die vloek wat op my en jou moes wees. Daardie Absalom wat my en jou gejaag het. Daar was 3 kruise op Golgotha en 3 spiese word in Absalom gesteek. En Jesus word vasgemaak aan dit wat ons jaag, sodat ons nie kan vernietig nie. Hy dra nie net ons sonde aan die kruis nie. Hy dra ons angs, hy dra ons vrees, hy dra ons swaar kry, hy dra ons uitputting, hy dra die las. Hy dra daai uitputting wat ek en jy het, daai angs, daai benoudheid, hy dra dit vir my en vir jou aan die kruis. In Getsemane was hy in daai benoudheid vasgevang, net soos ek en jy. Hy het dit betaal, dat ek en jy nie hoef te wees nie. Jy sien, aan die kruis word hy die vloek vir ons, en hy breek die mag wat die vyand oor my en jou gehad het. En hy stop Absalom in sy spore, en hy sê tot hier toe, en nie verder nie. Jy sien, dit is nog wat Dawid sê nog voordat alles opgelos was.
het Dawid daar in Psalm 3 gesê, daar vanaf vers 5. Luid roep ek die Here aan en hy verhoor my van sy heilige berg. Ek het gaan lê en in die slaap mag raak, ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Ek sal nie vrees vir 10.000 van mense wat rondom my gereed staan nie. Want, ek wil vir jou sê, as jy vandag voel, jy hardloop, jy vlug, wil ek vir jou sê, jy hardloop nie alleen nie. As jy voel jy is swak, jy is nie swak alleen nie. As jy voel jy is verlate, jy is nie verlate nie. Want God is met jou. En weet jy wat is die beste van alles? Jy hoef nie te vlug nie. Jy hoef jouself nie neer te buig in vrees en in angs nie. Jy hoef nie angsbevange en vreesbevange te wees nie. Jy hoef nie bekommerd te wees vir die dag van môre nie. Weet jy wat? Jy moet net vandag oorleef. Jy moet net vandag leef vir Christus. Jy moet net vandag leef vir hom, in hom en deur hom. Dis al wat saak maak. En môre presies dieselfde. In hom, deur hom, tot hom, vir hom. Dis al wat jy moet doen. Hy sal jou deurdra. Hy sal jou bewaar. Hy sal jou sterk maak. Hy sal jou optel. Hy sal jou die krag gee. Hy sal jou die hoop gee. Want hy het die Absalom vir jou geword. Dis wat hy sê daar so in klaagliedere. Klaagliedere, hoofstuk 3 vanaf vers 22. Dit is die goedertierenhede van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Jy sê hulle is elke môre nuut. Elke dag gee die Here jou nuwe krag. Hy sê, wag op my, want elke dag gee ek jou nuwe krag. Die Here is my deel, sê my siel. Daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dis goed om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. Ek wil jou sê, as jou Absalom jou jaag, hou net aan beweeg. Hou net aan die Here dien. Hou net aan asemhaal. Hou net vas in die volbringde werk van Jesus, wat hy gedoen het aan Golgotha. Want hy het dit reeds gedra. Hy het reeds jou Absalom oorwin. Hy was die prys vir jou. Dit wat jou jaag, dit sal nie die laaste woord hê nie. En ek wil ons gaan afsluit in Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8. En ek wil jy moet baie mooi luister vanmôre na hierdie woorde vanmôre. Absalom sal jou nie oorwin nie. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê, Absalom sal jou nie oorwin nie. Romeine 8 van vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is die wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde wat van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, Absalom het nie die laaste sê in jou lewe nie. Moenie laat jou Absalom jou oorwin nie. Hy is oorwin in 'n doringbos. Hy het gehang in 'n doringbos waar hy deurboor was. Net so is Christus vir my en vir jou deurboor.